Goeiedag, baie welkom. Ons is in Lent, die 40 dae voor die Paasfees. In die tyd kyk ons na sekere dinge, ons vas, ons bid meer en ons soek en berei onsself voor vir die Paastyd. Het jy ooit deelgeneem aan 'n kompetisie waar daar 'n toets is om te sien hoe doen jy? My eerste keer toe ek daarmee te doen gehad het, was op laerskool. Aan begin van die jaar, almal moet atletiek doen, almal moet hardloop. Ek kon nie hardloop nie en ek kan vandag nog steeds nie hardloop nie. Gelukkig vir my was daar 'n seentjie in my klas wat heelwat groter was as ek, so hy het daarom altyd heel laaste gekom en ek was tweede laaste. Dis hoe ons wêreld werk. Ons toets mekaar. Ons noem dit 'n kompetisie. As ons wil sien wie's die mooiste, dan reël ons 'n mevrou wêreld. As ons wil sien wie's die persoon wat die verste kan hardloop, dan reël ons 'n Comrades. As ons wil sien wie kan die vinnigste hardloop, dan reël ons 'n atletiekbyeenkoms. As ons wil sien wie kan die vinnigste motor bestuur, dan doen ons F1. As ons wil sien wie kan die vinnigste in die bos ry, dan doen ons Dakar. Dis wat ons doen. Ons toets die hele tyd mekaar en sien wie's die slimste, wie's die beste, wie kan die beste skaak speel, wie maak die meeste geld, wie kan goed die heel beste doen. Dis 'n soort van 'n rangorde. Nou is dit belangrik, is dit nie belangrik nie. Hoor wat gebeur met Jesus se disippels. Hulle doen presies dieselfde. Hier in Lukas 22, vers 24. Terwyl hulle, dis natuurlik die disippels, nog aan tafel sit, het die disippels aan die stry geraak oor wie van hulle is die belangrikste. Jesus sê toe vir hulle, moenie soos baie mense in magsposisies maak nie. Hulle hou daarvan om oor ander baas te speel. Hulle wil gedurig met groot respek behandel word, omdat hulle so belangrik is. Maar julle moenie soos hulle wees nie. As julle regtig belangrik wil wees, moet julle die minste wees. Nou wat gebeur hierso? Hierdie disippels sit aan tafel en nou is hulle besig om met mekaar te gesels oor wie's nou die belangrikste en dit gaan oor die tafelplasing. Wie moet die naaste aan Jesus sit en wie moet die verste sit? Nou ons sal dadelik dink, nee, maar dis die disippels, hulle is mos almal heilig en hulle kan mos sit waar hulle wil, maar die wêreld werk nie so nie. Vat byvoorbeeld 'n troue. As jy na 'n troue toe gaan, dan sal jy sien die bruid se ma sit nie enige plek nie. Daar's 'n spesifieke plek waar sy moet sit. Dit gaan oor etiket. Die bruid se pa sit op 'n spesifieke plek. Die bruidegom se ma, die bruidegom se pa sit op 'n spesifieke plek. Al die gaste word geplaas. Hulle noem dit 'n tafelplasing. Jy sit nie jou mense sommer net enige plek in die plek nie. Jy werk dit voor die tyd uit en dikwels is dit 'n geveg om te besluit, waar is die belangrikste gaste? Byvoorbeeld die tafel naaste aan die bruid en die bruidegom is die belangrikste gaste. So ons doen dit ook. Ons rangeer mense en sê, hierdie ou is belangriker, so hy sit daar, daai ou is minder belangrik, hy sit daar agter. So volgende keer as jy by 'n troue kom en jy sit heel agter, dan weet jy hoe belangrik is jy vir daai mense. En dis wat die disippels nou hier oor stry. Nou kom Jesus en hy sê, nee, julle moet nie so maak nie. As jy die belangrikste wil wees, moet jy eintlik die minste wees. Nou, hoe doen ons dit in ons wêreld wat ons elke dag mee leef? Want jy kan tog nie oral die minste wees nie. Die wêreld sal op jou trap. Daar's ook iets soos trots. Daar's ook iets soos ambisie. Daar's ook iets soos eienaarskap en deursettingsvermoë en om te wen. Ons almal wil wen. Wat sê Jesus? Moet ons dan nie wen nie? Moet ons dan nie hard werk nie? Moet ons nie ambisie hê nie? En ek wil net vandag vir jou uitwys, Jesus sê, daar's 'n verskil tussen trots en hoogmoed. Jy kan trots wees op wie jy is, waar jy vandaan kom, wat jy bereik het. Jy kan trots wees op jou werk, jy kan trots wees op jou gesin, jy kan trots wees op wat jy bereik het, maar jy moenie hoogmoedig wees nie. Jy moenie neerkyk op ander mense nie. Sien, daar's 'n verskil deur te sê ek is tevrede met wie ek is en ek doen my heel beste. Al wen ek of ek wen nie. Maar om te sê, nee, ek is belangrik, so ek wil hier sit en daar sit, ek soek die erkenning, ek soek die eer, ek dring aan op my regte,
Dis wat Jesus sê, nee, as jy 'n Christen is, dan moet jy daardie nederigheid openbaar. Jy moet daai gees openbaar soos hy. Hy is God. Hy kom af aarde toe. Hy word 'n mens en hy onderwerp hom aan ons behoeftes deur te sterf. Hy neem daai nederigheid aan. En dis wat God van ons verwag. Hoor wat sê Galasiërs 6 vers 4. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek, soos 'n toets. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die ander te vergelyk. So wat sê Galasiërs hier? Die skrif sê vir ons, dis nie 'n kompetisie nie. God is nie daar om vir jou 'n roset uit te deel, of vir jou te sê, mooi so, jy het goed gedoen, of probeer 'n bietjie harder nie. God sê, doen jou beste, en dan wees jy trots op dit. Maar moenie vergelyk met ander mense nie, want sodra jy vergelyk, kom daardie hoogmoed in. Daardie, ek is beter as jy. Dit is wat God nie wil hê nie. Hy het dit nie, en hy verwag van ons, om daardie karakter te openbaar. Kom ons bid. Hemel Vader, dankie dat U ons nie oordeel en veroordeel nie, maar aanmoedig om soos U te wees en soos U te leef. Help ons om U karakter in ons eie lewens te beoefen in hierdie tyd van lent. Amen.